So, nog steeds hier in die moed? Nog steeds dezelfde plek as altyd. Okay. Ja, nee, moedmense is die beste mense. Welkom by die Maak My 'n Miljonair potgooi. Op hierdie potgooi praat ons met Maak My 'n Miljonair deelnemers as ook vorige deelnemers om bietjie in te check hoe gaan dit met hulle storie, waar trek hulle in die lewe en om 'n paar lesse en tips van hulle af te kry wat jou ook kan help in jou besigheid. So, op hierdie potgooi, terug op die rooi bank, gesels ek vandag met Oudey Besuidenhout. Ek is Oudey Besuidenhout van Hoërskool Oosmoed. Ek voel bietjie nervous, maar ook baie excited. Ek is reg vir hierdie. Ek leer baie, al die spanning van dit kom nou net uit my liggaam uit. En toe het die ander span net geskree, dit het regtig als net opgelos. Nou moet ons weer oor begin. Ons gaan met CapCut dit edit. Dan moet ons 4 wortels op 12 tomaatjies. En nou dis weet van die kids liep op 6 van hulle. Ek is vandag die leier. My sales verband ek baie goed en steady. Ek het al 'n paar custom orders gekry nou al. Ek weet ek sal goed doen. Hoe gaan dit met jou, Oudey? Gaan maar goed met jou, Albert? Jy was lank terug op die brandbank, né? 2 jaar. 2 jaar. Hoe voel jy vandag? Nog steeds dieselfde. Voel jy warm vandag? Nee, moenie warm nie. Vandag gaan ons net rustig gesels en ons gaan net 'n bietjie uitvind hoe gaan dit met jou. Jy sê jy bly nog steeds in die moed? Ja, selfde plek as altyd. Okay, awesome. En doen nog steeds besigheid in die moed? Definitief. Okay. Vertel vir almal wat nou nie jou seisoen gekyk het nie. Daar's baie nuwe kykers, baie nuwe mense wat intune, baie mense wat die podcast gaan luister wat dalk nie jou seisoen gekyk het en jy op die TV gesien het nie. Vertel hulle van jou of jy kan sommer net vir my vertel, maar ek ken nou obviously jou besigheid goed. Maar vertel ons van jou besigheid. Wat doen jy presies? Net vir almal wat nie weet nie. Wel, ek maak handgemaakte en custom-made jewelry soos oorbelle, armbande, hangertjies, keychains en nou wat ook al laas jaar vanaf meestal nie van gegaan het, was gehekelde speelgoed soos crochet. En ek met my ma doen dit nou al vir rukkie nou. Dit is gaan baie goed. En ek het mos vir jou rooi skoen gehekel. Ja, ek het hom nog in my kar. En van die goed is wat jy nou dra ook. Ja. Jou oorbelle en jou. My oorbelle en my pins wat op my baadjie is nou ook nie. Okay. En dit is als deel van jou besigheid. En hoekom spesifiek hierdie besigheid? Hoekom hou jy daarvan? Wel, ek hou van om dit te doen want dit hou my besig, maar ek hou van ook die goed wat ek maak, laat ander mense laat gelukkig voel op 'n manier. Dat iemand net na dit kyk en soos ek moet dit hê. Dis iets wat ek baie van hou. Ja, en dan sit hulle dit op hulle en hulle dra dit. Ja, dis die dit grootste raak joy. deel van hulle identiteit eintlik maar. Ja, dis die grootste joy wanneer ek iemand sien my produkte dra of gebruik. Dis my altyd awesome. Jy's nou al 'n paar jaar klaar met skool of 'n jaar klaar met skool? Volgende jaar is ek matriek. Maak jy die volgende jaar matriek? Okay. En Maar is jy gestres? Is jy excited? bietjie gestres. Okay. En jy sou kyk daarmee om jou besigheid te bedryf terwyl jy skool gaan, soos ek verstaan, homeschool jy, né? Okay, en hoe gaan dit? Hoe manage jy besigheid in skool? Wel, die homeschooling wat ek doen het nog steeds is schedule en alles, wat ek moet op spesifieke dae my eksamens doen en my take voor instuur. Ek het al my lesse wat ek moet doen en ek manage my tyd sodat ek kan dit altyd op dieselfde tyd doen. Dan spandeer ek helfte van die dag gewoonlik aan my skoolwerk en dan die ander helfte aan my besigheid. Sodat ek kan genoeg tyd vir albei hê. Okay, ja, so I mean dis 'n baie belangrike skill is time management. Obviously, jy weet, jy moet nou jou eie tyd manage, waar ander leerders is al klok wat lui vir onderwyser wat sê kom nou in die klas in. So wat het jy geleer uit time management uit wat jy sal sê is belangrik om te weet? Definitief soos 'n to-do list te maak. Om al jou goed neer te skryf wat jy wil bereik in die dag, die vorige aand neer te skryf vir jouself en dan probeer jy deur elke liewe een af te kom net soos jy dit in lys doen, sodat jy nie oor jou tyd gaan want jy wil 'n spesifieke tydrange hê vir elke taak
sodat jy nog steeds genoeg tyd in die dag oor het vir iets anders wat nie op die lys is nie. Bietjie met 'n strategie deur die dag gaan. Ja. Daar's 'n quote wat ek lank terug gelees het wat sê is jy nie jou tyd beplan nie, sal iemand anders dit vir jou beplan. So as jy jou tyd vooruit beplan en jy weet wat jy wil doen, dan sal jy okay wees. Ja. Nou kom ons gaan terug na Maak My 'n Miljonair 2023. Jy het in die 2023 jaar deelgeneem. Wat kan jy onthou van Maak My 'n Miljonair wat vir jou uitgestaan het in daai jaar? Iets wat gebeur het, iets awesome wat jy experience het, 'n favorite memory, iets in daai jaar wat 'n impak op jou gemaak het, waarna ons kan terugkyk. Definitief al die mense wie ek geontmoet het, hulle was amazing met al hulle besighede wat hulle gehad het. En definitief soos een van die challenges wat ons gedoen het, daarso aan die kant by ek onthou nie die plek se naam nou dadelik nie, maar dit was waar ons uitgehelp het en daar was mos die verskillende groepe van klere sortering, klippe verwyder, planting en pak. Ja, dit was by Atterbury se teruggee projek. En hoekom was dit jou favorite uitdaging? Wel, dit het my baie uit my comfort zone uitgebring, want ek hou nie baie altyd van om na mense wat na my direk net kyk en vra vir my wat moet ek doen, want ek was mos die groepleier in daai challenge en ek moes vir almal sê wat om te doen. Maar wat toe ek gewoond geraak het aan dit, toe was ek net soos ek weet wat ek moet doen. Ek sê vir almal wat hulle moet doen en hulle het actually geluister. Ek onthou jy het die lys nogal gevat en jy het 'n pen gevat en jy net gegou vir dit en vir almal gesê pak daai ding, pak die ding. Was dit vir jou iets wat tot vandag toe nog by jou stiek, 'n experience wat jy gebou het wat vandag nog by jou sit? Ja, definitief. Spesiaal soos wanneer ek en my ma en van my vriende, ons kom uithelp met markte, wanneer ons soos, daar's gewoonlik 'n tydbeperking vir wanneer ons moet klaar uitgestal wees voordat die mark en ons begin. Dit help baie want ons moet alles kom op spesifieke plekke en almal moet weet wat hulle moet doen en waar die goed moet wees. Jy praat baie van jou ma en dan mense wat saam met jou werk. Werk hulle saam met jou in jou besigheid? Het jy al 'n paar mense opgebou wat saam met jou werk? Vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek en my ma is soos partners in hierdie, want ons het al twee gedeelte van hierdie besigheid mee begin en ek het nou al 'n paar van my vriendinne by skool, want ek gaan na 'n senter toe met die homeschooling. 'n Paar van hulle help my uit soos om soms 'n paar goedjies te help maak en soms ook om te help uitstal. Okay. En jy sê doen baie markte. Vertel ons 'n bietjie daar, hoeveel markte 'n jaar omtrent? Dit hang af aan hoeveel tyd ek het. Okay. Ek het nie baie hierdie jaar gedoen nie, want dit was graad 11. Ek moes baie hard fokus aan my studies. So ek en my ma het omtrent so 4 hierdie jaar gedoen op nie besige tye nie. Dit was so in Mei maand met Magicon was ons by. Ons was so 2 keer by 'n mark in 'n park en ons was een keer, ek het nou hierdie mark vir 3 jaar nou al by, dis nie regtig soos 'n mark, is meer soos waar ek net uitstal, mens soos waar daar kosse en ander goed is. Dit was by Playball. Okay, en is dit waar jy meeste van jou kliënte afkry? By markte en so is waar jy die meeste van jou goederes verkoop? Ja, meeste van die tyd. Het jy soos customers wat nou al jare by jou goedjies elke nou en dan koop en hulle bestel by jou direk? Ja. En hoe bou jy daai tipe loyalty met 'n customer soos dit, dat hulle weer terugkom? Deur om vir hulle te wys dat ek nie vir ewig vat om die produk by hulle uit te kom nie en ook om my kwaliteit van my werk te wys. Te vir hulle wys dit is, it's worth your money. Okay, ek hou daarvan. Wys vir hulle die kwaliteit. So, okay, kom ons gaan terug. Jy het gesê jou favorite deel van Maak My 'n Miljonair 2023 was die uitdagingsronde geweest wat ons by Atterbury se terugploeg gedoen het. Ja. En dit was omdat jy daarso in 'n leierskaprol kon operate
en dit is iets wat vandag nog by jou stiek. Mm. Hoekom dink jy, is dit iets wat jy terugkyk toe jy dit genoem het jy immediately gesmile? So ek dink, hoekom is dit iets waarna jy terugkyk waaroor jy so gelukkig is, wat jy so baie geniet het? Wat het gebeur, wat dit vir jou 'n special moment gemaak het? Om terug te kon gee vir al die mense wie ons die kosse vir mee opgepak het voor. Om te weet dat hulle sal dit ontvang, hopelik vinnig genoeg deurdat ons vinnig werk. En dit was baie van. Okay, en dit was jou goal daai dag, om dit so vinnig as moontlik uit te kry. Ja, om seker te maak almal kry dit betyds en so dat ons nie laat die mense in die tou te lank hoef te laat wag nie. Ja, Daai tou was lank. ja, ek onthou daai dag. En jy het gesê ook, wat vir jou uitgestaan het, was al die ander entrepreneurs, wat awesome besighede gehad het in jou jaar. Hoekom was dit vir jou, staan dit vir jou uit? Het jy baie van hulle af geleer? Het jy vriende gemaak? Het jy, was dit lekker om tyd saam met die ander entrepreneurs te spandeer? Vertel my, wat was vir jou uitgestaan van dit? Ek het baie van hulle almal geleer om te sien hoe hulle besighede bedryf en ons net om dit hier te sien het ek baie van hulle tegnieke geleer, soos hoe om uit te stal, hoe moet dit lyk spesiaal soos toe ons by Buffelspoort was met die markgedeelte. Ek het gesien hoe hulle staf uitbemark, hoe hulle praat met die mense. Om dit te kon sien was vir my baie inligting. En jy kon dit nou Ek kon dit in nou jou eie self- besigheid ja. insit. So jy sê het baie gegroei in jou jaar. En as jy vir ander entrepreneurs daar buite wat soos dink, dalk moet ek 'n besigheid begin, dalk moet ek nie, dalk is dit 'n goeie idee, dalk is dit nie. Daar's baie sulke hoërskool-entrepreneurs of hoërskoolleerders wat na hierdie potgooi gaan luister en dink, moet ek 'n besigheid begin, moet ek nie? Wat sal jy vir hulle sê? Dis 'n goeie vraag. Ek sal dalk vir hulle sê, dink eers aan wat jy gaan doen in jou besigheid, want jy kort 'n idee, jy kort 'n produk of 'n service. En jy moet kyk as daar so belangstelling wees vir wat jy wil doen. Te sien of mense gaan geld aan dit wil spandeer. As jy dit kan uitfigure, dan kan jy maar so stadig inbeweeg met klein markte soos daar skoolmarkte wat ek van weet en dan ook soos wys dit 'n bietjie op jou socials en ons vertel jou vriende van dit dat hulle dit vir jou adverteer, word of mouth, soos dit. Dis kinda iets wat ek wil sê. Ja, okay, so as ek jou reg verstaan, kry 'n produk of 'n diens. Maak seker jy begin dit adverteer by jou vriende en die mense in jou community en dan jy besigheid. Maak seker dis iets waarvoor hulle sal wil betaal. Ja, Dis nie altyd so maklik soos wat gesê is nie. dit is nie. Jy weet nou self, jy bedryf nou al jou besigheid vir meer as 2 jaar. Wat is die goed wat jy gaan nodig hê as jy nou na jou eie journey kyk, om nie op te gee nie, of om seker te maak daardie besigheid is suksesvol? Wat is van die goed wat jy moes doen in jou eie lewe om te sê, ek gaan hierdie doen, ek hou aan, ek druk deur? Om tyd te maak vir dit, deur ook encouragement van my vriende en familie te kry, dit was baie helpful. En ook om seker te maak jy het genoeg geld vir dit, dat jy nie sal in skuld gaan net om hierdie ding te begin nie. En dat ook al as jy nog aanhou aangaan, dat jy nie in skuld sal wees nie. Dis nog iets. Ja, okay. En gepraat van geld, obviously as jy nou jou besigheid begin, dan maak jy geld. Wat doen jy met jou geld wat jy maak in jou besigheid? Ek sal my profit sit ek in 'n savings account om vir emergency business expenses. En ook dan die ander geld gebruik ek weer om re-invest in my besigheid sodat ek kan nog aankoop sodat ek kan verder my goed kan maak. Dis wat ek meestal doen. Ja, ek dink baie mense mis daai emergency fund. Hulle het altyd, hulle maak hulle profit, dan haal hulle dit uit die besigheid uit, maar dan kom daar moeilike tye in 'n besigheid en dan kort hulle skielik kapitaal van iewers af en hulle het dit nie want hulle het nooit daai emergency fund gehad. Dis baie slim ding om dit te doen, dat jy dit in plek het. Sê vir my die ander deelnemers van 2023,
Het jy nog so 'n bietjie kontak met een of twee van hulle? Ek het nog steeds hulle nommers, ek hoor so hier en daar van hulle deur om na hulle socials te kyk om te sien hoe hulle doen. Sover, hulle doen almal nog steeds goed. Okay. Ja, dis goed om in te check so by hulle so elke nou en dan en of te kyk wat aangaan met hulle lewens en ek dink dis goeie inspirasie ook as jy 'n groep van entrepreneurs is wat almal julle eie ding doen om julle op julle tone te hou en aan die gang te hou. Ouday, obviously het jy nou baie geleer uit Maak My Miljonair uit. Jy het baie geleer uit jou eie ervaring uit die laaste 2 jaar. Lees jy ook boeke? Luister jy podcasts? Kyk jy video's op sosiale media van mense waarby jy ook leer om jouself aan te hou laat groei? Ja, my ma koop so hier en daar vir ons besigheidsboeke en een van ons lesse, dan gee ons vir die ander ene, so hulle kan dit klaar lees. Huidig is my ma besig met ons nuutsene. Ek dink dit is Rich Dad Poor Dad wat ons nou mee besig is. En ek luister so hier en daar podcasts wanneer ek tyd kry vir dit en ek kyk definitief baie op Instagram ook video's van hoe om beter te bemark en uit te stal van ander besighede wat amper soos myne is, wat aspekte van dit het, soos my gehekelde speelgoed. Ek kyk baie na dit, want dit is baie enlightening. Okay. En is daar iemand wat jy sal sê is jou favorite persoon, se boek wat jy nou gelees het, recently saam met jou ma, wat jy sal voorstel om vir ander mense om te lees? Of jou favorite podcast, of 'n spesifieke persoon wie se video's jy kyk en soos jy nou gesê het, wat die goeters hekel of so? Ek onthou nie die titel nie, maar ek onthou die author, dit was een van Elon Musk se boeke wat ek gelees het, maar dit was 'n baie goeie ene, wat baie my gehelp het soos met 'n bietjie vir my financials op 'n stadium. Ja, dis goed om inspirasie te kry en lesse te leer van ander mense wat dit reeds gedoen het. As jy kan sê 2 jaar later en jy kyk terug na Maak My Miljonair 2023, is daar enigiets wat jy anders sou doen? Definitief op die mark gedeelte by Buffelspoort. Ek sal definitief eerder 'n ander staanplek sou wou gekry. Wat is dit? Okay. Ek was mos in die punt in die corner weggesteek tussen 2 stalletjies. Okay, so dis wat jy sou anders doen. Nee, dis letterlik. En is daar enige tips is wat jy kan gee vir entrepreneurs wat nou na hierdie podcast luister en dink ek gaan Maak My 'n Miljonair volgende jaar doen? Is daar enige tips wat jy kan share en sê doen dit so of doen dit so? My opinie, ken jou besigheid in en out. Okay, so jy moet jou nommers ken so die brandbank kan oorleef. Okay, ek hou daarvan. 'n Laaste vraag wat ek vir jou het, Ouday, of is 'n tweeledige vraag. Het jy jou goals bereik? Toe jy dink terug aan toe jy eerste keer ingeskryf het vir Maak My Miljonair met jou video en jy het Maak My Miljonair gedoen vir die 8 maande. Nou nadat het jy nou nog jou besigheid bedryf tot vandag toe nog. Sou jy sê jy het jou goals bereik wat jy wou bereik het toe jy jou eerste videoetjie gestuur het? Definitief. Het jy dit geoortref of het jy dit op die kop geslaan? Nog nie heeltemal nie, ek is amper by dit. Okay. Amper. Okay, so jy sal sê jy is amper daar. En going forward, wat is jou 5 jaar plan? Wat kan ons verwag van Ouday in die toekoms? Na matriek gaan ek definitief meestal voltyds in my besigheid ingaan. Ek wil meer markte gaan doen, meer adverteer, meer nuwe produkte probeer uitsit. Ek wil net meer myself daarso uitsit. Jou besigheid groei. Hoe lyk jou besigheid 5 jaar van nou af? Groot. Okay. Baie kliënte, baie produkte. Okay, awesome. Ek's opgewonde om dit te sien. Dit is lekker om jou terug op die brandbank te hê. Ek hoop nie hy het te veel gebrand vandag nie. Nie te veel nie. En net so 'n bietjie vra, so 'n bietjie te chat. Ek dink jy is 'n groot inspirasie vir mense wat jou volhou en na kyk wat jy doen en dis goed om te sien dat jy aanhou met jou besigheid en dat jou besigheid groei en dat jy saam met jou familie ook in jou besigheid werk. Ek dink dis 'n belangrike ding. So well done op wat jy doen. Keep going, hou aan, hustle. En dis lekker om so 'n bietjie op te vang
en ek hoop almal wat die potgooi luister kan 'n paar tips en tools vang uit ons gesprek uit en ek sien uit om te sien waar jy gaan nog in die toekoms. Ek hou ook nog steeds dop op social media. Ek follow almal van julle wat al die jare deelgeneem het, sodat ek kan sien hoe julle groei en wat julle doen. So dit is exciting om te sien hoe julle ook groei en julle besighede vorentoe vat. So ja, awesome. Ek sien uit na die toekoms en dit is lekker om 'n bietjie met jou te kon gesels. Selfde, Albert.